Goeiemôre almal. Wil julle nie saam met ons lekker opstaan nie? Ek glo julle is net so opgewonde soos wat ons is om op hierdie verskriklike spesiale Vrydagoggend saam met ons hier te wees. En dis net gepas dat ons diens vanoggend oopmaak waar ons net kan praat oor die Here se liefde vir ons. Daai een aksie wat so groot betekenis het vir ons vandag. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I lives the night. And I couldn't learn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no worth, when I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. And oh, it chases me down, fights till I lives the night. And I could not earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you can kick down. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down.
reckless love of God. No, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I could not earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Here, dankie vir 'n liefde wat net oorweldigend is. 'n Liefde wat alles anders eintlik in die agtergrond sit en net in elke dimensie en in elke aspek net so vervullend is in alles wat ons nodig het. Dankie vir 'n liefde wat ons ontferm toe ons dit die minste verdien het. Dankie vir 'n liefde wat U gegee het en uitgestort het aan die kruis sodat ons hier kan staan vandag. Gereed om te leef, gereed om te gaan, gereed om te doen soos wat U van ons verwag, Here. En dankie net vir hierdie oomblik waar ons weet, Here, dit maak nie saak waar ons onsself bevind nie. Hierdie is 'n liefde wat ons gaan haal waar ook al ons is. En dankie, Here, dat ons net kan reageer op dit vanoggend. Dankie vir elke persoon wat hier is, Here, wat ons weet 'n liefde ontdek het wat alle verstand te bowe gaan. Maar dankie ook vir persone wat dalk hier inloop vandag, Here, wat vir die eerste keer nodig het om te reageer op 'n liefde wat hulle kom haal. En dankie dat U vanoggend harte voorberei. Dankie dat U hierdie plek reeds voorberei het vir dit wat U wil doen. Ons eer U daarvoor, Here. Amen en amen. Kan ons die Here net 'n lekker lofoffer gee net voor ons sitplekke gaan inneem. Jy is so welkom by Goeie Vrydag 2022 en dit is die grootste event in die mensgeskiedenis. Dis die grootste oomblik vir jou en my, dis die grootste oomblik waarbinne ek en jy onsself kan terugvat en sê, wat was die deel, wat was die rede hoekom ek en jy kan lewe hê en hoekom ek en jy dit in oorvloed kan hê, is dit hierdie dag, Goeie Vrydag. En hier's die ek wil amper sê emosionele kant van dit, want ons trek nou 20:09, oor presies 20 minute van hier af is Jesus gekruisig. 20 minute van hierdie oomblik af. Imagine hoe het hierdie 20 minute gelyk vir Jesus in hierdie oomblik. Imagine wat het alles deur hom gegaan in hierdie oomblik. 20 minute voordat hy gekruisig word. En hier sit ek en jy. Hier sit ons met smile op ons gesig. Ons het 'n lang naweek. Ek praat nou met iemand, hulle is so dankbaar, een van die tieners. So dankbaar, dis die beste Vrydag ooit, hulle hoef nie skool toe te gaan nie. So 'n special moment. En hier's Jesus in die mees intenste oomblik van sy aardse lewe. En vir jou en my, wat dit so 'n wonderlike oomblik maak, is dat ons nie net hierso staan en hierso sit vanoggend met 'n wete van dit wat gebeur het toe hy net op aarde was nie, maar wat die effek vir jou en my vandag is, soos wat ons hierso sit. En die rede hoekom ons hierso sit, die rede hoekom ons hierdie dag kan vier, is as gevolg van die mens se sonde en sonde wat in die wêreld ingekruip het. Dis die rede hoekom hierdie dag nodig was. Dis die rede hoekom Jesus aarde toe moes kom, is as gevolg van ons ongehoorsaamheid en as gevolg van die stryd wat ons eintlik deurgegaan het. En ons dink baie keer aan die kruisiging en ons verloor baie keer die essensie van waaroor dit regtig gaan. Ons het baie keer die kinderbybel prentjie van die kruisiging en ons het baie keer hierdie oomblikke waar ek self deur die kruisigingsverhaal lees, maar dit het nie daai effek wat dit veronderstel is om te hê nie. En dan baie keer lees ons deur dit en is asof ons vir mekaar sê, maar dit moes in elk geval gebeur het. So dit was nie so erg nie, dit was nie so moeilik nie, dit was nie enige iets omtrent dit was eintlik 'n effort geweest nie, want Jesus moes dit doen. Maar ons verstaan wanneer ons die Bybel lees dat dit meer as dit is, dat Goeie Vrydag nie 'n eenvoudige proses was nie, en nie 'n maklike ding was om na uit te sien nie. Jesus bid in Lukas 22 vers 42 en hy sê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied.
Hoor wat sê Hebreërs 5 vers 7 in die Engels oor hierdie moment. Hy sê, while he lived on earth, anticipating death, Jesus cried out in pain and wept in sorrow as he offered up priestly prayers to God. En weet jy wat kom ek agter wanneer ek hierdie gedeelte lees? Dat die kruis nie net gaan oor Jesus se bloed wat hy gestort het nie, maar sy trane. En ons mis baie keer dit. Ons mis baie keer dat Jesus se hart gebreek het vir die mensdom voordat hy gekruisig is. Ons mis baie keer dat hy 'n hart gehad het en trane gestort het vir die mensdom wat verlore is, vir 'n wêreld wat stikkend is, vir alles wat eintlik gemaak het dat hierdie dag nodig was. En ek bid met my hele hart en met my hele wese dat ons as die kerk weer sal leer om trane te stort vir die verlorenes van hierdie wêreld. Dat ons weer sal leer en op 'n plek sal kom waar ons toelaat dat die hart van Christus ons hart so roer, dat dit die trane wat oor ons wange sal loop, nie net sal wees vir my eie hartseer nie, maar vir die gebrokenheid en die stikkendheid van hierdie wêreld. En dat ons weer op die plek sal kom waar binne ons toelaat dat die hart van die Here en dit wat hy losmaak binne in ons op 'n plek sal sit waar ons alles sal gee soos wat hy alles gegee het. Ek bid dat ons op daai plek kan kom waar ons net die Here sal trust vir sy hart, vir elke oomblik, vir elke dag en vir elke geleentheid. En Jesus bid in hierdie oomblik, in pyn en in lyding, en hy sit in die tuin, en hy bid hierdie woorde, as hierdie beker by my verby kan gaan, maar nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied. En hier's 'n belangrike beginsel wat Jesus ons eintlik leer vir elke mens. En my gebed is dat Goeie Vrydag vir jou en my hierdie definisie gaan losmaak vandag. Want dit was die moeilikste preek wat ek al ooit voorberei het vir Goeie Vrydag. As ek vir 'n oomblik net eerlik kan wees. Dit was die moeilikste een wat ek gesit het en gesê het, maar Here, wat kan ek sê wat ek nog nooit gesê het nie? Wat sê ons oor hierdie dag wat ons nie al 100 keer oor en oor vir mekaar gesê het nie? Wat is dit wat u nuut vir my wil wys rondom hierdie dag? En dit was hierdie moment. En ek hoop regtig dat dit vir jou so baie gaan beteken soos wat dit vir my gedoen het. Ek hoop regtig dat vanoggend die Here net in hierdie een sinnetjie vir jou baie gaan doen en vir jou baie gaan skuif in jou lewe. Ek lees daai gedeelte, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. En weet jy wat kom ek agter vir die heel eerste keer? Daar's iets wat gebeur tussen die as en die laat. Daar's iets wat gebeur tussen die oomblik wanneer ek die as prentjie gee, as hierdie beker by my verby kan gaan, en daai oomblik wanneer ek en jy ons prentjie altyd vir die Here wil gee. As dit op my gemak manier kan gebeur, as ek enigstens 'n bydrae kan maak in hoe dinge moet gebeur in my lewe, hier's my as prentjie. Maar in daai as oomblik moes Jesus self op die punt kom waar hy sê, hier's my as prentjie, maar laat u wil geskied. En daar's iets wat gebeur in jou en my lewe wanneer ons tussen die as en die laat besluite moet maak, en elkeen van ons kom op 'n punt in ons lewens waar ons hierdie keuse moet maak. Wat doen jy tussen die as en die laat? Want as ons hierdie prentjie nie uitsorteer nie, as ons nie die as prentjie kan laat gaan nie, en die laat prentjie in ons lewens laat gebeur nie, is ons elke keer in 'n stryd oor wie ons is en wat ons veronderstel is om te doen. Elke keer wanneer ons nie die as prentjie uitsorteer nie, die oomblik wanneer die krisis kom, is ons besig om weg te hardloop en weg te kruip. En ek sien dit in Petrus se lewe. Petrus wat seker die mees dedicated is. Petrus wat daai ou is wat opspring en Jesus wil verdedig. En die oomblik, en ons weet dit moes gebeur het, maar dit is so intense oomblik vir my wanneer ek dit raak lees, dat in hierdie oomblik wanneer Petrus staan en Jesus weggesleep word om gekruisig te word, en die diensmeisie na hom toe kom en vra, is jy nie die een wat saam met hom gestaan het nie? Is jy nie die een wat saam met Jesus geloop het nie? Het ek jou nie gesien as een van sy disippels nie, en hy 3 keer Jesus verloon? En die oomblik wanneer ons die asprentjie nie uitsorteer nie, word dit ons realiteit. Dis maklik om ons rug te draai op dit wat Jesus vir ons beteken. En die oomblik wanneer die druk kom, is dit maklik om net vir 'n oomblik te sê, ekskuus, nee, dis nie ek nie. Maar die oomblik wanneer ons die laat u wil geskied prentjie laat realiseer in ons wese, is daar iets wat opstaan binne in ons, wanneer ons deur krisis gaan, en wanneer ons geloof gechallenge word, en wanneer ons identiteit aangespreek word, is daar iets wat gebeur hier aan ons binnekant, wanneer ons kan sê, nie my as gemaklike prentjie nie, maar laat u wil geskied.
En ek bid vir jou vanoggend, en ek bid vir hierdie kerk vanoggend, en ek bid vir ons gemeenskap vanoggend, en ek bid vir elke persoon wat iewers by mekaar kom vanoggend, dat ons op die plek sal wees waar ons kan sê, laat U wil geskied in my. Laat dit wat vir my gemaklik is, nie beïnvloed word oor hoe ek gaan reageer nie, maar laat U wil geskied. En hier is seker die mees verstommende oomblik van die kruisigingsproses. Jesus beland voor Pilatus, voor al die aantuigings wat die Joodse Raad vir hom gegee het, en alles wat hulle teen hom wou afsmeer, en hulle kan geen aantuiging laat stiek nie, en die enigste een wat hulle kan kry om te bly, die enigste een wat hulle hom kan kry om voor Pilatus te verskyn, is die een wat sê dat hy erken het dat hy die Christus is, dat hy die Seun van God is. En dan vra Pilatus om hierdie vraag, in Markus 15, vers 2 tot 5, en ek lees uit die Afrikaanse ou vertaling, hy sê, en Pilatus het hom gevra, is U die koning van die Jode? En hy het geantwoord en vir hom gesê, U sê dit. En Pilatus het hom weer gevra en gesê, antwoord U niks nie. Kyk hoe baie getuienisse hulle teen U bring. Maar Jesus het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom verwonder het. Hierdie is vir my 'n amazing oomblik, want die oomblik wanneer Pilatus hierdie vraag vra, is daar 'n reaksie wat Jesus kan gee, wat maak dat alles net daar stop. Die oomblik wanneer Pilatus hierdie vraag vir hom vra, is daar 'n reaksie wat Jesus kan gee, wat maak dat alles net in hierdie oomblik verander, en dat dit nie verder hoef te gaan nie. Maar in die druk, wanneer hierdie oomblik kom, en wanneer hierdie geleentheid kom, waar Jesus in die tuin van Getsemane gebid het, as dit enigstens moontlik is, en hier's die moontlike oomblik, hier's die moment nou, hier kom die geleentheid nou, om uit alles te kan uitklim, en vir 'n oomblik net te kan terugstaan en sê, ek sien nie kans hiervoor nie. Maar die oomblik wanneer hy voor Pilatus is, het hy klaar die asvraag uitgesorteer, en het hy klaar gesê, ja, verlaat U wil geskied. En my vraag vir jou en my vanoggend is ons op daai oomblik, waar ons voor 'n Pilatus kan staan en sê, laat U wil geskied. En wanneer die vraag kom om vir my die uitweg te gee, en wanneer die vraag kom om ja te sê vir die gemak van my eie lewe, dat ek sal sê, dit maak nie saak oor wat ja en maklik is vir my nie, maar laat U wil geskied. En in daai oomblik, wanneer Pilatus hierdie vraag vra, wanneer hy hom die geleentheid gee, sê die Bybel hierdie amazing woorde, en Pilatus was in verwondering, dat Jesus homself nie verdedig nie. Hoekom sê hy nie net iets nie? Hoekom gee hy nie 'n reaksie, wat net in hierdie oomblik my kan help? Want as jy die Bybel lees, kom jy agter, Pilatus wil nie Jesus kruisig nie. Hy soek enige uitweg om uit hierdie ding uit te kom, enige rede om dit nie te doen nie. En dan staan hy hier en sê, Jesus, gee my net iets om mee te werk. En Jesus bly stil. Hoekom? Want hy het klaar die asvraag geantwoord. Hy het klaar op die plek gekom waar hy gesê het, ja, nog voordat hy in daai oomblik was. En dan, wanneer hierdie moment afspeel, besef ek net in daai oomblik, Jesus het klaar sy trane gestort in die tuin vir sy gemak en vir die gebrokenheid van die wêreld. En nou is dit tyd om ja te sê vir die wil wat sê, my bloed gaan vloei. En my bloed gaan gestort word. Sodat dit nie net trane is, wat 'n emosie is en 'n hartseer is vir die mensdom nie, maar 'n aksie wat hierdie trane gaan vervang, wat die verlossing gaan bring vir die mensdom, nie net vir 'n oomblik nie, maar vir die ewigheid. En dan kry ons wanneer ons die instelling van Paasfees beleef, is dit vir my eintlik so incredible, as ons teruggaan na Exodus toe, waar die eerste instelling van die Paasfees is, en waar dit moes gebeur het, is die Israeliete in Egipte, en hulle wil verlossing hê van die slawerny van die Egiptenare. En in daai oomblik, wanneer die doodsengel oor al die eersgeborenes van die Egipteland gaan, dan sê die Here vir hulle, maar smeer die bloed van die lam aan julle deurkusyne, sodat hierdie engel verby julle sal gaan. En is my so incredible, dat van daai oomblik af, was die boodskap van verlossing altyd deel van die Paasfees. Elke keer wanneer die Jode hierdie fees moes gevier het, was dit nie net nog 'n fees gewees nie, dit was die herinnering dat daar verlossing is. En Christus kommunikeer eintlik van die begin af vir jou en my, dat wanneer hy kyk na die mens, en in die sonde bedekte mens, toe dit nog uit daai uitvloeisel van die tuin gebeur het, het God nog altyd gekyk na die mens deur die bloed van die lam, en nog nooit gekyk deur die daad van 'n vrug eet nie.
Hoe incredible is dit nie? Hoe incredible is dit nie om te weet nie? En dan vind ons onsself op hierdie plek. In Markus 15 vers 16 is Jesus voor Pilatus en hy sê, elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle voorgevra het, losgelaat. En dit is my so incredible, dat van die begin af waar die instelling van die Paasfees was, op die oomblik wat Paasfees gevier word, Jesus gekruisig word. En Jesus deur hierdie proses moet gaan. En in daai oomblik is daar nog een wat vrygelaat word. En in daai oomblik, terwyl Jesus nog net ja sê, laat u wil geskied, is daar 'n onmiddellike reaksie van verlossing. Is daar 'n onmiddellike reaksie van vrylating. En alhoewel dit 'n tradisie was om dit te doen, die oomblik as Jesus in hierdie oomblik is dit die effek wat ons onmiddellik beleef van hierdie aksie. En dit is my so amazing dat hierdie verlossingsplan deurloop en deurgaan. En Barabbas is die een wat vrygaan, seker die wreedste misdadiger, die een wat die meeste verdien om op daai kruis te hang. En die ander twee dink dalk seker, maar moes dit nie dalk een van ons gewees het nie. Een wat dalk net gesteel het of een wat dalk nie so erg was nie. Maar hier's Barabbas, die een wat seker die wreedste van almal is en hy word vrygelaat en hulle skree in daai oomblik na Jesus toe. Jesus, kruisig hom. Kruisig hom. Kruisig hom. En dan gebeur die volgende en ek wil net hierdie gedeelte vir jou lees want dit is net vir my Dit is vir my mind-blowing. En die van julle wat deur die paasstasies gegaan het en wat dit bygewoon het, ek weet, dit het vir elkeen iets besonders beteken. En vir my persoonlik, toe ek al deurgaan en ek kom op 'n oomblik waar ek daai doringkroon op my kop gesit het. En hierdie dorings klaar seermaak, nog voor ek dit enigstens geskuif het, en as ek my kop beweeg en hierdie doringkroon skuif op my kop rond, net die intensiteit van hoe intens dit voel op my kop, en ek haal dit af en ek sê, Here, ek weet nie hoe u dit gedoen het nie. Maar dankie dat dit vir my was. En dankie dat u dit vir my gedoen het. En hoor die oploop tot hierdie moment. In Markus 15 vers 16 tot 20. Hy sê, toe lei die soldate hom weg in die binneplaas. Dit is die gouverneur se paleis. En hulle roep die hele leerafdeling bymekaar en trek hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op. En hulle begin hom begroet. Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spieg hom en val op die knie en bring hom hulde uit 'n bespottingsoogpunt uit. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit en trek hom sy eie klere aan en hulle lei hom weg om gekruisig te word. En op hierdie oomblik, terwyl hy weggevat word na Golgotha, die kopbeenplek, is hierdie klank, julle kan hom vir my nog bietjie speel, is hierdie klank wat weer galm in die heelal. Hierdie klank wat eintlik die verdoemenis moes gewees het vir jou en my. Hierdie klank wat eintlik tot veroordeling vir jou en my moes wees. Hierdie klank wat gemaak het dat die demone 10-1 in die hel besig is om op en af te spring van blydskap, want hierdie is die klank van die dood van Jesus, word die klank nie van ons vernedering nie, maar vir die vernedering van die vyand. Word die klank wat weer galm in die heelal, waar Jesus sê, hierdie klank is vir jou. Waar hierdie klank weer galm en dit word eintlik soos 'n worship song wat sê in elke hou wat hierdie spykers ingekap word deur sy hande en deur sy voete, elke keer wat dit weer galm, is dit die echo wat sê alles doen ek vir die mensdom. Ek gee alles wie ek is en wat ek het om te gee vir die mensdom, en dit weer klank dat Jesus sê ek dink aan jou bo alles anders, bo my gemak waarvoor ek so maklik kon ja gesê het en wat ek so maklik by kon uitkom, bo alles wat vir my eenvoudig sou gewees het om net op te daag en oor te begin, bo alles wat vir my eintlik so eenvoudig sou gewees het om net te sê ek as die seun van die mens hoef nie hierdeur te gaan nie, ek kan my vingers klap en alles is net weer tot niet en ons kan die hele skepping van voor af begin, Genesis kan weer oor begin, alles kan ek doen want ek is God, en hier kom
my en hy sê, hierdie klank wat weer galm in die heelal, sal dit altyd wees, tot die ding wat ons skuif na opgewondenheid om te sê, Here, dankie dat ek dit kan bring, wat U vir my gegee het, en in alles myself kan kom neerlê, sodat wanneer ek kyk na die wêreld, en kyk na die mensdom, dat ek nie met veroordeling sal kyk, of met veroordeling sal reageer nie, maar dat ek sal kom en sê, hier's 'n klank wat weer galm in my ore, en ek kan nie verby jou loop, sonder om jou te laat hoor, wat is hierdie klank nie, en daar's 'n dans wat hier in my binnekant opstaan, wat sê, Here, dankie, vir dit wat U deurgegaan het, dit wat U betaal het vir my aan die kruis, dankie vir dit wat U kom losmaak het, en dat dit iets hier binne in my laat borrel, wat sê, ek kan nie stil bly nie, die kerk kan nie stil bly nie. Die dansers, julle kan vir my so lank gereed maak. En my gebed is dat ek en jy vanoggend, soos wat ons hierso sit, en die kruise weer galm sê, hy dink aan ons bo alles. Dis die enigste rede vir die kruis, dis nie vir hom nie. Dis nie om hom te redeem nie, dis om jou en my te redeem. Die kruis is vir geen ander rede as vir jou en my nie. En hy stel jou en my as die eerste prys. Dis wat ek kies. Dis wie ek kies. Kyk gerus na hierdie dans. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a storm. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms,
het aan my gedink bo alles. En in daai oomblik het die kruis alles kom omdraai. En hier's die incredible ding van die kruis. Die kruis het nie net iets vir jou kom doen nie. Die kruis het iets met jou kom doen. Die kruis het nie net iets vir jou kom losmaak nie. Die kruis het iets binne in jou kom losmaak. En in hierdie oomblik, wanneer ons intree in hierdie verhouding met hom, is daar hierdie reversal wat plaasvind. Dit wat die sonde kom, die effek van sonde kom losmaak het, die verdoemenis van die mensdom word omgedraai in 'n oomblik. En een van my gunsteling skrifgedeeltes is in 2 Korintiërs 5, vers 14 tot 17, en hy sê, want die liefde van Christus dring ons nou, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir hulle almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, dit alles het nuut geword. En hier kom die boodskap van die kruis, en hy sê, omdat Christus gesterf het ek saam met hom gesterf, en omdat hy opgestaan het ek saam met hom opgestaan, en nou is al die ou dinge, wat ek kan verwys, of wat 'n aanklag teen my kon gewees het, nie meer van toepassing nie. Alles het nuut geword. En het hy hierdie reversal transaksie in my kom doen. Ek wil hê jy moet saam met my gou na hierdie video kyk van what is so good about Good Friday. Good Friday. How can one describe such a day? The wrongdoing of all humanity, putting to an end an innocent man, the Son of God. This is the story of Jesus' death by way of a cross, all in one moment bringing death to the bright light of our future. He never stopped loving us, and yet this is the incredible part of it. Our sin stopped his heart. Our sin drove the nails firmly in the hands of God. All along, these were the plans. We told ourselves that we were in control, and this was deemed sufficient for all of us. The brutal beating, the inhuman flogging, the naked humiliation. Heaven watched and saw it all. Our rebellion, our guilt, our shame, erasing the very notion of reconciling us with God, our sin and our debt, overcoming Jesus. Here is our King, obliterated. The enemy laughing, his plans unstoppable. There's no longer the sound of freedom rising. Now God's people are utterly broken. Behold the chains of mortality. Yes, this is what is true. We had heard the stories of old. The lost are found, the blind can see, the weak are made strong. But now we are witnesses to this reality. God is dead. We'd almost believed there is a way of redemption. There is a life of fulfillment. There is a peace beyond understanding. Now we know better. For us, we can say that God is encapsulated in this one realization. The single greatest sacrifice in human history is finished. How clearly we can see it. So what's so good about Good Friday? Just one thing, that the blood of Jesus can reverse the curse of sin and raise the dead to life. How clearly we can see it is finished. The single greatest sacrifice in human history encapsulated in this one realization. We can say that God is for us. Now we know better. There is a peace beyond understanding. There is a life of fulfillment. There is a way of redemption.
We had almost believed God is dead, but now we are witnesses to this reality. The weak are made strong, the blind can see, the lost are found. We had heard the stories of old. Yes, this is what is true. The chains of mortality utterly broken. Behold, freedom rising. Now God's people are unstoppable. There's no longer the sound of the enemy laughing. His plans obliterated. Here is our King, Jesus, overcoming our sin and our debt, reconciling us with God, erasing the very notion of our rebellion, our guilt, our shame. Heaven watched and saw it all, the naked humiliation, the inhuman flogging, the brutal beating, and this was deemed sufficient for all of us. We told ourselves that we were in control. All along, these were the plans firmly in the hands of God. Our sin drove the nails. Our sin stopped his heart. And yet, this is the incredible part of it. He never stopped loving us. The bright light of our future all in one moment, bringing death to death by way of a cross. This is the story of Jesus, the Son of God, an innocent man putting to an end the wrongdoing of all humanity. How can one describe such a day? Good Friday.